mense my eers praat. Het jy die tissue opgegooi? Het jy die tissue daar? Hy lê nog steeds op sy bed daar waar hy hom gegooi het. Hulle wil seker En ek kan, ek is toch so jammer, daar sy, nou is ek weer on air. Ek wil vir Leefstyl familie wat vandag hier so is, in die koue sê, baie welkom, ek hoop werklik. Wins, jy het 'n bold spot daar so, en daai koppiekie lyk of hy kan koud kry. Ek spot nou, ek sê vir, ek het 'n verskriklike lang nek, my maale sê, hulle noem my sommer hulle ou girafie, so in die winter moet my nek ten minste koud kry. My arms worry ek nie, maar my nek, as hy koud kry, moet ek net 'n ou serpie aansit. Nou ek sien, sy het net so mooi lang slanke nek, jy moet 'n serp kry hoor, Natasha, kry vir haar 'n serp, sy kort 'n serp. Wie is opgewonde om in die huis van die Here te wees? Amen, wie het vanoggend 'n getuienis of 'n dankbare hart? Wins, amen. Niemand wat 'n getuienis? Wil jy iets sê? Fred, my friend? Ek het vir hierdie week toe gee ek opleiding by 'n plek en ek sê vir die dame daar, jong, ek wil iets anders te begin probeer doen. En ek sê, maar ek wag vir die Here vir my antwoord gee. Ek sê, maar ek wag nou al 4 weke. En want hierdie training ding begin nou al hoe minder en minder word. En so kom ek by die huis en hier bel 'n ou my, hy sê, hoorie, jy moet volgende week 7 dae 'n potjie opleiding gee. So, wys jy net, ou moet maar net geduldig op die Here wag, nee. En iets anders te probeer doen nie. Fred, daai een is die waarheid. Nie iets anders probeer doen nie, want ek weet iets wat ek nie met die gemeente mag deel nie. Daai stout Fred van my, hy is baie naughty, but nietemin. Is dit al? Niemand nog 'n getuienis nie, vir dankbare hart nie? Ansie, kom, dit is dit, ons moet praat, ons moet vir die mense vertel wat die Here vir ons doen. Ek wil net sê, baie dankie vir die Here, dat hy vir Quentin deurgedra het in die tyd, en hom heeltemal gesond gemaak het, en dat hy veilig terug is weer by die huis. Nou Quentin, my vriend, sy naam is nie meer Quentin nie, hy is nou ou Vleisie by my. Ek mag mos vir jou 'n ou troetelnaam gee, Quentin, Vleisie. Nou toe, ek gaan vir Rita vanoggend vra, dat sy vir ons die diens open. Dankie Rita. Dan kom sy vorentoe. Hallo. Dankie ons Hemelse Vader, dat ons vanoggend hier in U teenwoordigheid kan kom. Heilige Gees, U is welkom hier en laat elke ene U sal loof en prys, Here, soos nog nooit tevore nie. Dankie Here vir U genade wat U altyd aan ons bewys. Here, dankie ook dat ons hier is om U te kan eer en te kan loof, Here, want U alleen is ons God. U is groot, U is almagtig, Here, en ons sê nie dankie vir alles wat U vir ons doen, Here, wat U ons veilig hou, Here, en ons tot hier bring. Here, gaan ook met die orkes wat vir ons gaan speel, Here. Gee dat hulle leiding ons so sal vat tot in U teenwoordigheid, Here. Ons eer U vanoggend, Here, dat ons hande kan gebruik, ons voete en ons stem. Here, dat ons U naam kan groot maak. Here, en gaan ook met pastoor wat die woord bring, Here, en ons glo, ons weet, dis die woord wat vanoggend moet uitgedra word, Here. En gee ook, Here, dat ons daaroor sal dink en deur die week sal oordink, Here, en weet dat dit is wat U vir ons wil sê. Here, ons loof en ons prys U, en al is dit hoe koud, Here, maar saam met U, Here, is ons net warm word terwyl ons U gaan loof. Ons eer U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen, dankie Rita. God is good. All the time. Nou ja, toes, terwyl ons julle nou nooi om te staan, Pastor, ja, dit kom nog, jy is weer vinnig, man. Terwyl ons julle nou gaan nooi om saam met ons te staan, sodat ons gereed maak om ons offerhande en tiendes na die skatkis te bring, kyk 'n bietjie langs jou, nie vir die leesstoel nie, vir die persoon langs jou, en sê vir die persoon, nou gaan jy jou baadjie uittrek, want die musiekfabriek gaan laat ons sing, is julle reg? Staan saam met my, musiekfabriek, daar gaan ons. Pieter hoef nie sy baadjie uit te trek, want hy het hom klaar uit, nee. Ja, Pieter, jy het koue moue aan daar so, hoor, koue moue. Wys my die pad.
wys my die pad om te staan. Gee my die krag vir die storms wat vir my wag. Leer my vandag om vas te hou aan die hand. En saam met U is my roete gekaan, is ek veilig binne U hand. Wys my die pad, wys my die pad om te staan. Gee my die krag vir die storms wat vir my wag. Leer my vandag om vas te hou aan die hand. En saam met U is my roete gekaan, is ek veilig binne U hand. Wys my die pad, wys my die pad om te staan. Gee my die krag vir die storms wat vir my wag. Leer my vandag vas te hou aan die hand. Want saam met U is my roete gekaan, is ek veilig binne U hand. Wys my die pad. Is dit nie wat ons vir die Here elke dag wil vra nie? Wys my môre. Ons is almal seker oop blikkies vanoggend, ons gaan nou warm wees nie. As ons vir die Here vra, wys ons die pad, dan staan ons vas op die pad wat hy vir ons wys, nee. Ek staan vas met die gordel van die waarheid, 'n hart vir geregtigheid. Ek sal veg tot die einde, ek staan vas in die skoene van gereedheid, die skuld van my geloof in U. Ek sal aanhou tot die einde, want my stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevangen neer. Jesus is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings by U. In die krag is ek meer as 'n oorwinnaar. U woord, die rots waarop ek staan. Ek staan vas met die helm van verlossing, die swaard van die Heilige Gees, die woord van God, want my stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevangen neer. Jesus is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings by U. In die krag is ek meer as 'n oorwinnaar. U woord, die rots waarop ek staan. Jesus. Daar verloor ons die plek. Dis sodat ek iets wil sê. Ken julle die wapenrusting van die Here? By die woordskool is ons op hierdie stadium ook by die wapenrusting wat pastoor Chantal vir ons leer van. Ouens, ons moet elke dag die wapenrusting aantrek. Elke dag. En toe ons hierdie lied kies, was dit die gedagte van ons moet elke dag die wapenrusting van die Here aantrek. En nou dink ek wat ek wil sê en dan vergeet ek waar is die plek en toe kry ons 'n Nie ons nie. Dit was 'n noodlanding. Is julle okay? Ons is ook normaal hier voor. Is dit okay met julle? Ons maak ook foute en ons vingers kry ook oud.
Kom staan gou weer. Ek staan vas. Hulle is nie kwaad vir ons nie. Kyk, ons daarom smiles. Ek staan vas. Met die gordel van die waarheid, 'n hart vir geregtigheid. Ek sal veg tot die einde. Ek staan vas in die skoene van gereedheid. Die skuld van my geloof nie. Ek sal aanhou tot die einde, want my stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevangen neem. Jesus is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings by U. In die krag is ek meer as 'n oorwinnaar. Die woord, die rots waarop ek staan. Ek staan vas met die helm van verlossing, die swaard van die Heilige Gees, die woord van God, want my stryd is nie teen mense nie, maar teen gedagtes wat my gevangen neem. Jesus is die lig op my pad en 'n lamp vir my voete. In 'n donker wêreld vind ek skuilings by U. In die krag is ek meer as 'n oorwinnaar. U woord, die rots waarop ek staan. U woord, die rots waarop ek staan. U woord, die rots waarop ek staan. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pastor vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdiens. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pastor vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdiens. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die
Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Ons prys U. Here, dankie dat ons vanoggend nie gedwing word om U te prys nie. Dankie dat ons nie geforseer word om U te aanbid nie, maar dat dit so spontaan kom vanoggend. Heilige Gees, kom vul hierdie huis met U glorie, Here. Here, ons is maar net 'n span wat probeer om ons familie in U troonkamer in te vat. Maar dankie dat U ons poging eer, Here. En dat ons harte oop en ontvanklik kan wees. Dat ons net anders hier sal uitgaan as wat ons hier ingekom het vanoggend. En dankie dat ons lofprysing en aanbidding net oor U gaan, Here, nie oor iets of iemand anders nie, maar net oor U, Here. Dankie dat hierdie huis nou vol met U glorie en die atmosfeer nou kom verander. In die naam van Jesus. Vul die huis met U glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die teenwoordigheid. Dankie, Here. Want alles is deur U en alles is tot U. Openbaar dan ons die heerlikheid. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die teenwoordigheid. Want alles is deur U en alles is tot U. Openbaar aan ons die heerlikheid. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met die glorie. Vul die huis met U teenwoordigheid. Want alles is deur U en alles is tot U. Openbaar aan ons die heerlikheid.
Would I speak? I am listening. I can do this on my own. So I lift up my eyes. My help is found in you. Found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. My provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. You light the way. And if there's one thing I know that you are with me, my provider. You're my provider. My provider. You're my provider. My provider. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with
oceans My run dry. God is my provider. My God, you are my provider. Though my heart it may Oh fail, Lord, my heart it your fails. love will find a But your love- way. Your love always finds a way. And if there's one thing I But one thing know, I do know, I know that Oh God, you are with me. I know that you are with me. You're my provider. You're with me. My provider. You provide all my needs. My provider. Everything that I need. My provider. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kom Heilige Gees. 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 Indaal oor ons neer. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Here. Dankie Jesus. Kom Heilige O, kom Heilige Gees. Yes, dankie Here. Dankie Here. Kom Heilige Oh, Jesus. Indaal Amen. oor ons neer. Dankie Here. Kom Heilige Gees. Ons Oh, wag Jesus. op U. Amen. Yes. En ons vra Yes, dankie Here. vir ons Oh, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Kom Here. Heilige Gees. Amen. 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 Kom Heilige Gees. Amen, Jesus. Kom Heilige Gees. Dankie Jesus. Oh Here. Oor ons neer. Yes, Lord.
Yes, dankie Here. Dankie Here. Ons wag op U. Yes, dankie Here. Ons vra. In naam Jesus. Ons Oh, dankie Here. Kom Heilige Gees. Kom Ons Heilige Gees. wag op U. En ons vra. Vul ons nou. Amen. Oh, kom Heilige Gees. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Yes Lord, yes Lord. Yes Jesus. Yes Lord. Vader, dis wat ons roep vanoggend, Here, kom Heilige Gees. Vader, ons weet, Here, dat dit die Heilige Gees is wat teenwoordig in ons moet wees. Vader, en dis wat ons vanoggend, Here, bid. Kom vul ons, Heilige Gees. Vader, ek bid, Here, dat geen man, vrou of kind vanoggend nie die teenwoordigheid van God sal ervaar, Here. Vader, dat elkeen van ons bewus sal wees, dat elkeen van ons vanoggend oop sal wees, om net vanoggend te sê, kom Heilige Gees, kom vul my nou. Here, help ons om vanoggend, Here, in U te kan staan, Here. Help ons om vanoggend, Here, die oortuiging te ervaar, dat U vanoggend, Here, 'n groter plan het vir elkeen van ons, Here. Vader, dat die wonderwerk, Vader, reg voor ons is. Here, ons is baie keer so besig om daardie wonderwerk te soek op ander plekke. Maar vanoggend, Here, ervaar ek net dat die wonderwerk wat ons so lank voorwag is reg voor ons. Here, U is hier by ons, U wag net dat ons onsself oopstel om te sê, kom Heilige Gees, kom vul my nou. Here, want ek het nodig om gevul te word deur die Heilige Gees, om die teenwoordigheid van God in my te ervaar, Here. Vader, ons kan nie langer net praat oor die Gees nie. Ons het nodig om die keuse te maak om te lewe in die Gees. Vader, en ek bid dit vanoggend, Here. Ek bid vanoggend, Here, dat ons vanoggend daardie besluit sal neem, Here. Vader, is so maklik om net 'n tree weg te staan en onsself te oortuig dat dit nog nie ons tyd is nie. Maar Here, ek besef net vanoggend, Here, dat tyd iets is wat ons nie meer oor kan onderhandel nie. Want tyd is nie in ons hand nie. Vader, ek bid, Here, dat ons vanoggend eerder die tree vorentoe sal gee, dat ons eerder vanoggend, Here, sal vasmaak en sê, Here, ek staan vanoggend in elke belofte wat U my gegee het, Here. Ek staan vanoggend op die groter prentjie, die roeping wat oor my lewe uitgesit is, Here. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie seker is van die roeping nie, het jy nodig om vanoggend jouself oop te maak en te sê, Here, ek het U teenwoordigheid nodig. So dit beteken dat die Heilige Gees moet kom oorvat, sodat ons die teenwoordigheid van God sal ervaar, sodat ons vanoggend kan verstaan wat die plan is wat God in ons lewe uitgesit het, sodat ons vanoggend kan weet dat daar soveel meer is in die lewe. Ons het op 'n plek gekom waar ons dink, hierdie is al waarvoor ons beskore is, maar ek wil vanoggend vir jou sê, God het groter planne vir jou. Hierdie is nie die einde nie, hierdie is net die begin. Jy sien, ek en jy het net nodig om vanoggend op te staan en te sê, Here, ek is gereed om U te volg, ek is gereed om in gehoorsaamheid te staan, ek is gereed om die wêreld agter te laat. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here het ons geskaap in sy beeld. Hy het geen foute gemaak nie, nee. Hy het ons perfek geskaap.
presies hoe hy wou gehad het, ek en jy moet wees. So ek wil vanoggend vir jou sê, maak los met daai goed wat jy so fout vind in die spieël. Maak los met al die kritiek wat jy oor jouself het. Begin vanoggend om net eerstens jouself los te maak, jouself te vergewe en te begin opstaan en sê, Here, dankie vir alles wat ek het. Here, dankie dat U my buitengewoon geskaap het. Here, dankie dat U vir my iets nuuts vanoggend gaan oopmaak. Vader, Here, ek bid vanoggend dat die Heilige Gees die voorloper gaan wees, Here. Ek bid, Here, dat U woord die hoogste gesag sal wees in hierdie huis. Ek bid, Here, net U soewereine wil. Vader, niks van ons nie, Here, alles van U. Here, ek bid, Here, dat ek nie vanoggend nodig het om goed te sê, net om by mense uit te kom nie, maar dat die woord die werk sal doen, Here. Want dis waarom ons as gelowiges daardie proklamasie kan maak om te sê, U woord is die hoogste gesag. Vader, en ek bid dit vanoggend, Here. Ek bid dit vanoggend, Here. Ek sê dankie, Vader. Dankie, Here, dat U besig is met losmaking, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, dat al daai negativiteit net afval, Here. Vader, Here, al daai gedagtes wat nie in lyn was met U nie, dankie dat U dit nou net wegvee. Vader, vanoggend, Here, bring ons die fokus in op U. Vader, en ons bid nou net vir die Heilige Gees om die werk te doen. Vader, is ons gebed vanoggend in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Ons kan ons sitplekke neem. Besef ons vanoggend die diepte van hierdie liedjie. Kom, o Heilige Gees, kom vul my nou. Jy sien, dis wat ons met ons eie woorde geproklameer het vanoggend. Terwyl ons dit sing, het ons gesê, kom Heilige Gees. Nie kom vul my nou, môre of oor 'n week nie. Nee. Jy sien, die proklamasie is, kom vul my nou. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons het nodig om op te hou praat van die Heilige Gees en te begin leef in die Gees. Die tyd wat ons net kan praat oor hoe groot die Here is en wat se great goed gebeur en hoe ek het al hierdie gevoelens gehad. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons het nodig om terug te kom na die plek toe waar ons die vuur van die Heilige Gees ervaar. Waar ons net na 'n plek toe loop, ons nie seker is, hoekom het ek geloop tot hier nie, wat maak ek hier? Here, wat is U plan? Kom aan, wanneer laas het jy net by 'n plek geëindig, of voor iemand gaan staan en nie geweet, hoekom is ek hier nie? As die Here my na Lafras toe vat, is dit vir 'n rede, dat die Here wil hê dat ek met hom moet tyd spandeer. Maar jy sien, ons kom by iemand en dan, hoekom sal ek nou by Lafras wees? Want dit is die Here se plan. As hy jou lei. Jy sien, as die Heilige Gees in jou teenwoordig is, dan maak hy iets niets vir jou oop, as jy dit toelaat. Jy sien, Vader is so awesome, hy sal nooit iets op ons afdruk, of ons forceer nie. Nooit. Jy sien, dis ons besluit. Dis ons besluit, of gaan ons dit doen? Gaan ons opstaan? Gaan ons 'n verskil maak? Of gaan ons maar net staan waar ons is? Jy sien, ons wil so vinnig die woorde gebruik dat die Heilige Gees in ons woon. Nou 1 Korintiërs 3 vers 16, in die Nuwe Lewende Vertaling sê dit mooi, hy sê, besef julle nie dat julle almal saam die tempel van God uitmaak en dat die Gees van God in julle
as sy tempel woon nie. Nou hoor gou wat sê die ou vertaling. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon? Met 'n vraagteken. Nou, ek wonder hoekom sal daar 'n vraagteken wees? Want jy sien, hy sit dit uit vir ons, weet julle dit dan nie? Nou ek wil vanoggend die vraag uitsit aan julle, weet jy nie dat jy die tempel van God is nie? Want jy sien, as jy weet dat jy die tempel van God is, sal jy nooit onseker wees nie. Sal jy nooit bang wees nie. Jy gaan nie hierdie twyfel die hele tyd hê, hoe dit kan nie ek wees nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Ek wil vanoggend vir jou sê, baie van ons het dalk 'n meer rooskleurige agtergrond as ander. Maar die Here het nie gekyk na alles wat verkeerd gegaan het tot op 'n sekere punt nie. Jy sien, toe Jesaja 43:1 'n realiteit oor jou lewe gekom het, dat ek en jy besef het, dat God die Vader ons by ons naam geroep het, toe word dit eers 'n realiteit. Maar ek en jy moes dit eers besef. Tot en met ek besef het, dat ek geroep is by my naam, het ek net al die verkeerde besluite geneem. Jy sien, ons wil die Heilige Gees hê, maar ons wil niks doen om dit te ontvang nie. En dis ongelukkig die hartseer van kerk in vandag. Want oral waar mens luister, hoe mense optree, as jy praat oor iets, as jy excited raak oor hoe die Gees van die Here dan, dit klink bietjie erg. Nou wat gebeur by julle? Kom aan ouens, ek dink van die ouens wat hier voor staan, het te groot geraak vir die roeping wat God uitgesit het. Ek dink van ons het so begin excited raak oor hoe mense na ons kyk en hoe hulle na ons luister, dat ons vergeet het dat dit die woord van God is wat die hoogste gesag is. Nie jou woorde nie. Want jy sien, wanneer dit die vlees is, kan die Gees nie werk nie. Is dit nie waarom die Gees nie meer in soveel plekke werk nie? Want dit het 'n ding geraak van die vlees. Jy moet hoor wat ek sê. Ek gaan net weer daai versie wat julle nog nie ken nie, Johannes 3:30, sê, meer van hom, meer van my. Here, mag dit moontlik wees dat daar niks van my is nie, en alles van U. Is dit nie wat ons nodig het nie, ouens? Jy het nie nodig om te hoor wie die prediker is nie. Jy moet kom met 'n verwagting vir die uitstorting van die Heilige Gees. Jy het nie nodig om 'n prediker te wees nie. Want jy sien, is God se huis. Wanneer jy in God se huis inkom met 'n verwagting, sal die Here iemand oplig en na toe bring en hy sal vir jou 'n woord gee soos jy nog nooit ervaar het nie. Maar ons moet teruggaan na die plek toe waar die Heilige Gees die kern van die huis is. En ek sê dit met respek, nie die naam van die prediker wat voor staan nie. Jy sien, dis waarom deurbrake nie meer plaasvind nie. Dis waarom ons tot op 'n punt kom en dan onseker raak van wat voor lê. Here, ek het geen onsekerheid van wie U is nie. Ek het geen onsekerheid van wat U kan doen nie, want jy sien, by my God is daar nie perke nie. Maar dan moet ons besef wat hy sê, besef julle nie dat julle almal saam die tempel van God uitmaak nie. Dis waarom ek hou van hierdie vertaling. Hy sê, ons almal saam vorm die tempel van God. Sodat ons wat kan wees? Een in Christus. Besef julle wat sal gebeur in Vader se huis as daar eenheid in sy huis is? As manne, vroue en kinders begin hande vat en nie meer kyk na hoe die hairdo of die rokkie of die broekie of die wat ook al is nie. As jy verby al daai kritiek gaan en jy begin die Gees van God ervaar. Jy begin daai intensiteit ervaar van wat die persoon langs jou inhou. Jy sien, ons is in 'n wêreld waar alles gejaag is. Alles word gemeet oor wie jy is.
En ek dink dis waarom die Here wil hê dat ons eerder moet niks wees sodat hy ons kan alles maak. Die seisoen het aangebreek dat ons moet opstaan as gelowiges. Ouens, ek wil nie, ek hoor baie ouens kritieke, ou sê nurrig, moet net nie vir my sê jy's 'n Christen nie. En ek is so half, en ek verstaan hoekom ouens sulke stellings maak, want hulle kry pak slaap by ouens wat hulle verwag, die reguit pad moet loop. Maar in dieselfde asem, dan lag ek in my mou en dink ek, jy het duidelik nog nie die Bybel gelees wat sê, dat jou fokus nie op die mens moet wees nie, maar op God. Mense gaan jou altyd teleurstel. Moet net nie dat die mens 'n faktor word in jou roeping nie. Moet nooit dat die mens bepaal waantoe jy op pad is, wat met jou denke gebeur nie. Jy sien, dis ons werk om op die plek te wees, Here, gee my 'n rein hart. Jy sien, as jy 'n rein hart het, dan filter dit outomaties jou denke. Dis wat ons nodig het in die tyd. Ons het nodig om in hierdie tyd opgewonde te raak om te sê, Here, ek wil 'n tempel wees van U. Vader, help my om dit en dit te doen. As ons op die plek kom as huis van God, waar ons nie meer kritiek het nie, kan julle dink wat kan gebeur? As daar geen kritiek is nie, as mense nie meer snaaks na jou kyk of net verby jou loop nie. Iemand sê nou, hy sê, dis vir my so snaaks, by die kerk wil die ouens my opvreet, in die dorp ken hulle my nie. Het hulle jou regtig gesien? Dis al wat ek vra, kom van niemand op nie. Maar ons, ek is eerlik, ek loop nie in die dorp en kyk wie ek ken en wie ek nie ken nie. My gedagtes is waantoe ek op pad is, wat ek moet doen, want ek is nie my vrou wat op en af in die mall kan loop nie. Ek gaan mall toe, gaan kry wat ek nodig het en dan wil ek so vinnig as moontlik daar uitkom. Daar's 'n verskil. Vrouens het 'n manier om elke winkel, elke ding binne-in te sien en nog die mense om dit. Wat dankie Here, die man het nie daai vermoë nie. Want dan het ek nooit by die huis uitgekom nie. Weet jy wat, dit kan gebeur, dat iemand verby jou loop, dat hy nie opsetlik jou nie gesien het nie. Hy het regtig nie gekyk, het ek nou vir Pieter gesien, of was dit nou nie hy nie? Ga jy nou agter hom aan hardloop en net seker maak is dit hy? Is ons nie veronderstel, om wil jy daai woordjie, 'n rein hart. Jy sien, 'n rein hart het nie kritiek nie. 'n rein hart het nie onsekerheid nie. 'n rein hart kyk verby al die nonsens. Weet jy, as ek jou gemis het, ons gaan nou dalk weer mekaar vasloop. Maar dan gaan ons dalk so face to face, hey ou, ek het jou nie gesien nie. Ek kan nou nie mis nie, want sy het vol by vol. Maar raai wat? Ons moet verby hierdie kleinlikheid kom, waar ons geraak is oor elke ding. Dis waarom ons nie die gees van God in ons ervaar nie. Want daar is soveel geite, dat God nie plek het om te werk nie. Maar jy sien, as ons nou begin kyk, na waar die tempel en hoe hy moet wees, wil ek vanoggend vir jou sê, God woon nie meer net in 'n tempel van klip nie. Nee. Hy woon in hierdie tempel. Nou as ons die tempel is, wat moet gebeur in daai tempel? Jy sien, jou huis moet orde hê, want ons aanbid 'n God van orde. Om een of ander rede, dink ons as ons alles doen, hoef daar geen orde in ons huis te wees nie. Alles begin by jou huis. Want wat sê die woord? Ek in my huis gaan die Here dien. As jy 'n verteenwoordiger van God wil wees, wees dit eers aan jou man of vrou of jou kinders. Dis waar die grootste uitdaging kom. Want jy sien, jou kind ken jou nikke. Ek gaan nie van 'n vrou praat nie. Maar 'n kind weet wanneer jy vriendelik of minder vriendelik is. So as jy in die kerk kom staan en ewe skielik is jy hyperheilig, gaan daai kind confused wees want my pa is nie so heilig by die huis nie. My ma praat nie so sag, jy weet ons het mos 'n sondagstemmetjie. Hoe gaan dit met jou? Om een of ander rede het niemand se stem gebreek op 'n Sondag nie.
Ek wil vanoggend vir jou sê, God het jou geroep soos wat jy is. Ons dit help nie, ons wil 'n voorgee nie. Jy kan net wees wie jy is, en jy kan vertrou dat God verander dit wat nie van hom is nie. En raai wat, mense gaan nie 'n probleem hê met hoe jy praat, hoe jy lyk, of hoe jy voorkom nie. Nee. Want ten minste gaan hy dalk vir die eerste keer weet wie jy is. Jy sien, dis wat belangrik is. Maar dit kan net gebeur as die Gees van God teenwoordig is. Want jy sien, die Gees van God verwag dat ons opreg moet wees. Die Gees van God kan nie in 'n nie opregte hart leef nie. O nee. Jou voorgee werk net op die golfbaan, nie in die huis van die Here nie. Jy sien wat hy gee ons 'n gees van onderskeiding. En ek verstaan nie, en ek glo dis niemand hier nie, maar ek verstaan nie hoekom mense sê, mense het my so seer gemaak. Hoekom? Die Here het vir jou gewys, bly weg. Toe hou jy aangaan. Ek wil nie eers die ander opsie sê nie. Want ek het by 'n ander gemeente die vraag gevra, nou rukkie terug, wie het seer gekry in die kerk, en dit was skrikwekkend, amper die hele kerk te hand opgesteek. En hulle het nie daarvan gehou toe ek vir hulle lag nie. Want ek lag toe ek sê, hoe die kerk julle seer gemaak. Die kerk kan jy nie seer maak nie. Die mens kan. Want jou fokus was op hom of haar. Ons is so belangrik dat ons op die plek sal wees waar ons toelaat dat die Heilige Gees ons uit hierdie goed uit sal haal. Jy sien, die Heilige Gees werk nie net op Sondag in die kerk nie. Nee. Hy werk oral. Oral waar ek en jy hom toelaat. As ons toelaat dat hy deur ons werk, waar ons gaan die Heilige Gees wees. Maar dit begin weer eens by ons. Ons moet hom toelaat. Hierdie is nie 'n Sondag ding nie. Dis 'n elke dagse ding. Dis 'n leefstyl. Weereens, as iemand nie die naam al gesien het nie, die huis se naam is leefstyl. Hoekom? Want ons moet mekaar kan uitdaag om 'n leefstyl van Jesus te leef. Is dit maklik? Nee, dit is nie. Moenie dit iemand vir jou jok nie. Dis 'n moeilike pad. Partykeer is dit 'n alleen pad. Maar ek wil vir jou sê, as jy opreg is en jy deurdruk, sal die ware klere altyd deurkom. Ek luister hoe baie mense sê, ek het soveel vriende gehad en toe sien ek wie my ware vriende is. Ek dank die Here, toe hy my gered het die woord vriendskap net heeltemal vir my verander. Want ek staan in die kerk en ek sal nooit vergeet, daar speel 'n liedjie, wat 'n vriend het ek in Jesus, en ek het myself daai oggend redelik jammer gekry. Want die eerste keer toe ek dink ek op iemand se knoppie druk, dis die ou undercover. En ons staan daar en daai lied begin speel. En ek kan nie ophou huil nie. Ek sê, Here, ek weet nie hoekom ek hartseer nie. Ek weet wat gebeur nou. Dis asof die Here daai dag, daai emosionele ding wat in my was, net weggevat het. Ek het geen krywing daarna gehad om weer 'n vriend in 'n mens te soek nie, want wat 'n vriend het ek in Jesus. Jy sien, toe het ek geleer dat Jesus bring hartsmense op jou pad. Hy bring nie vriende nie, hy bring hartsmense. Mense wat jy jou hart mee kan deel. Mense wat jy hulle hart mee kan deel. Dis wat Vader toelaat, wanneer ons die besluit neem om in hom te begin loop. Jy sien, dis waarom ons vanoggend moet weet, en dis waarom dit so belangrik is om te weet. Dis so maklik om 'n tema uit te sit, maar ek wil vanoggend vir jou sê, die enigste ding wat die heeltyd in my gedagtes bly is, Here, as ons nie die Heilige Gees het nie, hoe kan ons sê dat U teenwoordig is in ons? Jy sien, om hom te ken, beteken nie dat jy verhouding het nie. Nee. En dis waar
'n ding uitkom en ek het dit ruk terug gesê en ek gaan dit weer sê. Ek luister nou die dag 'n ding van Pastor Raymond Lombard en dit was vir my so mooi. Hy sê, en hy het so laggie terwyl hy dit sê, hy sê, hy hoor hoe die ouens stry van, jy weet, om by die hemel uit te kom, moet jy verstaan, wanneer die wegraping gaan wees, en wanneer daai gaan wees. Hy sê, nêrens in die Bybel staan dit nie, dit staan net, jy moet verhouding met God hê. Jy sien, dit maak nie saak, watse denominasie jy was, of is, of wou wees nie, dit maak saak dat jy verhouding met God het. Want as jy verhouding met God het en jy die Heilige Gees ervaar het, dan maak hy hierdie inhoud op 'n ander manier vir jou oop. Hy bring vir jou die waarheid uit, sodat ek en jy in die waarheid kan leef. Nie meer in die leuen van die wêreld nie. Jy sien, as ons kyk na wat hy sê in Johannes 14, vers 16 en 17, sê hy tog die Heilige Gees is ons helper. Nou die ou vertaling sê dit mooi. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Wat meer wil ons hê? Tot in ewigheid sal die Heilige Gees by ons wees, as ons gereed is en oop is. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Jy sien, die wêreld kan nie hierdie ontvang nie. Maar ons is gelowiges, wat die ou lewe afgelê het, wat voor God opgestaan het gesê het, ek het u nodig, wat om in alles, bo alles, nie in alles nie, bo alles gekies het. Jy sien, dis ons wat hierdie sal ervaar. Maar in die waarheid van wie hy is. Nie in die waarheid van wat ek en jy dink nie. Nee. Die waarheid van wie hy is. Jy sien, die Heilige Gees, ek het net so 'n paar punte hier uitgesit. Troos ons wanneer ons seer het. Lei ons wanneer ons onseker is. Oortuig ons van sonde. Gee ons krag om reg te leef. Weet nie van julle nie, maar daai ene gebeur baie met my. As ek so begin bietjie daai kapok handjie ding en dan is dit as die Heilige Gees net vir my sê, wie se geveg is die? Wie is jy om voor my te loop? En dis wat ek en jy moet besef. Ons raak so hastig dat ons vooruitloop in plek dat ons gaan staan. Hy sê, hy gaan ons battles fight. Wanneer laas het jy jou battle vir hom gegee om te fight? Wanneer laas het jy teruggestaan en gesê, Here, hierdie is nie myne nie. U het my guns gegee wat ek het. En nou kom hierdie aanslag, so ek weet, u sal nie hierdie aan na my toe stuur nie. Maar daai donker ou, dis hy wat hierdie goed doen. So Vader, ek gee dit vir u. Veg hierdie geveg vir my. Ek wil nie betrokke wees nie. Weet jy hoe moeilik is dit? Weet jy hoekom is dit so moeilik? Want die ek is altyd teenwoordig. Daar's 'n rede waarom Johannes 3:30 in die woord in die Bybel is. Hy is so kort dat jy dit nie kan vergeet nie, maar so moeilik om te leef. Kom ons wees eerlik, wanneer iemand in jou gesig is, wat is die eerste ding wat jy doen? Die menswees in jou word wakker. Ouens, dis ons natuur. Maar hier kom die volgende ding. As ons toelaat dat die Heilige Gees ons kalmeer, kan ons terugstaan. Here, ek weet, hierdie toetsie is baie moeilik. Maar Vader, u weet beter. Ouens, glo my, as iemand vir jou sê, dis maklik, hulle jok. Dit is nie. Dis die moeilikste ding as kind van God, om die eie ek te probeer begrawe. Want jy kan hom 10 voet onder in die grond sit. En om een of ander manier, partykeer dink ek, hy is gebore met 'n back actor. Want as jy kyk, dan sy weer langs jou. As jy omdraai, dan sy weer hier. Dit maak my so kwaad, maar dit is 'n realiteit.
Jy sien, want nêrens het Vader gesê dat dit gaan maklik wees nie. Nêrens het hy gesê, ag, weet jy wat, jy hoef net een keer te sê, wyk en hy gaan wyk. Ja, miskien so 1 miljoen keer. En dan wil ek net hierdie deel, en hy help ons om meer soos Jesus te word. Ek sien dis wat die Heilige Gees doen. As jy hierdie punte bymekaar sit en jy verstaan, dan sê jy ook verstaan hoekom God se orde begin in die huis. As jy sien Efesiërs 6 vers 2 tot 6 in die 83 sê, kinders wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Nie die wet van Moses nie. Want ek hoor hoe mense as jy die woordjie wet gebruik, ons is nie meer onder die wet nie. Ja, lees jou Bybel. Die woord sê die wet van God. Daar's geen onderhandeling as die woorde uitkom, die wet van God nie. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, want dit is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op hierdie aarde. So ons, besef ons hoe intens hierdie skrif is. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as die Heilige Gees nie aktief in jou is nie, is hierdie 'n baie moeilike uitdaging. Want jy sien, die wêreld vergiftig jou teen almal wat jou liefhet. Dis die wêreld se oudste triek. Weet jy, ek gaan nie weer na my maale toe nie, want hulle mou net. Al wat hulle vir my sê is, ek moet ophou dit en ophou dit en ophou dit. Ek wonder hoekom. Miskien is hulle lief vir jou. Kinders verstaan nie daai nie. Want al wat ouers kan doen, my ma's 83, my pa word oor 'n paar dae 90. Raai wat as ek daar kom? Jy moenie dit doen nie. Dit hou nie op nie. Daar's nie 'n vervaldatum nie, maar ek weet jy wat is die verskil? Nog nooit het my ouers dit gedoen nie in liefde nie. Elke keer as hulle iets vir my sê, dan weet ek is omdat hulle my onvoorwaardelik liefhet. En ek het te veel respek vir my ouers om vir hulle nee te sê. Daar's kere wat ek nie saamstem nie en ek het net nie die guts om ooit vir hulle nee te sê nie. Want hoekom? Want hulle het my goed geleer van die Vader wat die wêreld my nie geleer het nie. Hulle het 'n voorbeeld gestel wat ek nog nooit elders anderste ervaar het nie. Ons, ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan alles reg doen en jou kinders kan al die verkeerde besluite neem. Dit maak nie saak nie. Hou net aan met wat jy doen. Hou net aan om die liefde van Jesus vir hulle oor te gee. Want ek wil vir jou sê, op die einde van die dag gaan iets draai. En dis wat saak maak. Wat saak maak vandag, is om nooit handdoek in te gooi nie. Hy sê in vers 4, en vaders, moenie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Hey, ek mag seker nie die woord tug gebruik nie, want ek hoor vandag bel die kinders die polisie. Dis wanneer ek wens ek was 'n polisieman. Daar's 'n tyd en 'n plek vir elke ding, maar ek wil vir jou sê, ek het een ding geleer in my lewe. In woede kan jy niks doen nie. Jy kan nie 'n kind dissiplineer as jy kwaad is nie. Want al wat jy dan wakker maak, is 'n gees van opstandigheid. Maar wanneer jy in vrede en rustigheid vir hulle sê nee, en vir hulle sê hoekom, sal hy kind dit nooit vergeet nie. Nou my jongste seun, hy kon die beste in my wakker maak. Hy het net 'n manier gehad, want nou sê my Zaan, dis 'n blueprint van jou. En deur dit het ek begin jammer voel vir my ma. Want toe besef ek net, Here, hoe het sy dit al die jare alleen gehou? En toe op 'n stadium te besef ek
Hy het nie 'n probleem om gou te buk dat ek hom gou pak gee nie. Want hy het dieselfde manier van dink as wat ek gehad het. Jy sien, pak gee is nou seer en is verby en dan gaan ek maar net weer aan. Want seer hou net vir so lank. En toe begin ek met hom sit en ek begin met hom praat. Ek sê, Sena, ek wil hê, jy moet hoor hoekom my hart stikkend is vandag. En toe besef ek, my woorde is 1000 keer erger. En toe besef ek ook, hoe langer ek dit doen, hoe meer intens raak het. Ek gee hom pakke, hy lei nie eers nie. Ek praat met hom, toe snik hy. Ek sê, Here, wat het ek verkeerd gedoen? Maar ek wil vir julle sê, 27 jaar later, kan ek vandag die Here dank dat hy my die wysheid gegee het, om te doen wat hy wou. Want maak nie saak waar hy is nie, as iets verkeerd gaan, dan vat hy die foon en hy sê vir ons presies waar hy is, en hoekom, en wat die probleem is. Ouens, ons het net een kans. En ek wil vanoggend vir jou sê, as ons nie die kans aangryp, dat die Heilige Gees ons altyd lei nie. Ek wens ek het alles altyd reg gedoen, ek het nie. Ek het soveel foute gemaak met my kinders, in my huwelik, in my verhouding met my ouers. Maar weet jy wat? Omdat hulle die liefde van Jesus gehad het, het ek nooit besef waar daai seer is tot ek dit self geleer het nie. En al wat ek toe besef het is, Here, help my om ander te help, om nie dieselfde foute te maak nie. Is dit nie waarom ek en jy hier is nie? Om vanoggend te kan sê, Here, help my om beter te wees. Help my om anders te wees. Help my om u liefde uit te wys, waar iemand dalk het nog nooit so intens ervaar het nie. Help my om die Gees van God te deel, met mense wat nog nooit 'n oop deur ontvang het vir die Gees nie. Ek wil afsluit met hierdie, en dit het my geruk, elke keer as ek daaraan dink. Todd White het 'n stelling gemaak op sy getuienis, sê hy, die ding wat hy die kwaadste oor was, toe hy die Here ontmoet, is dat toe hy uitvind 'n vriend, wat van kleins af, saam met hom groot geword het al die jare kerk toe gegaan, al het hulle hoeveel nonsens aangejaag, dat die van julle wat Todd White, hy was 'n dwelmsmokkelaar, alles wat sleg is, het hy gedoen. Hy sê, en na hulle leeftyd saam journey, moet hy uitvind, hierdie vriend van hom, het elke Sondag kerk toe gegaan, hy het geweet wie Jesus is, en hy het hom nooit vertel van Jesus nie. Dis al waaroor hy kwaad was. Hy sê, hoeveel goed kon in sy lewe anders te gewees het, hy het nooit geweet wie Jesus was nie. As ek reg is, ek dink hy was so iets soos laat 30 of 40, toe hy die eerste keer hoor, van wie Jesus Christus waarlik is. Ek praat nie van ietsie teen 'n bord nie. Onthou, iemand wat nie Jesus ken nie, gee nie om wat op jou hemp staan nie. Hy gee nie om wat op 'n billboard is nie. Nee, iemand wat nie Jesus ken nie, moet Jesus ervaar. Ervaar mense Jesus in jou. Dis wat ons vanoggend hiermee moet uitloop. Want jy sien, as die Heilige Gees nie teenwoordig in jou is nie, hoe sal mense Jesus ervaar in jou? Hoe sal hulle bewus wees van wie jy werklik is? En ek wil hier met my hart hoor, want 'n ou het eendag te sê, as ouens by my werk droog maak, moet ek bietjie hard praat. Toe sê ek, maar ons niks verkeerd daarmee nie. Ons dien aan 'n God van orde. As jy die Bybel mooi lees, die Here het nie nonsens gevat nie. Hy het 'n paar keer sy stem verhef en bietjie dik gemaak. Dis hoe jy dit doen. Wanneer jy in bewustheid van die een wat in jou is, kan jy met gesag met iemand praat, soos hulle dit nog nooit ervaar het nie. Sonder om te skree, sonder om lelik te praat,
Want jy sien, lelik praat is nie gesag nie. Dit wys eintlik maar net dat jy klaar die fight verloor het. En dis wat ek en jy as kind van God moet leer. Dit gaan nie oor hoe hard jy praat nie. Dit gaan oor die diepte en die autoriteit waarmee jy praat. Jy sien, want anderste sal Lukas 10:19 nooit vir ons sin maak nie. Want hy sê die autoriteit wat hy ons gee om slange, skorpioene se koppe mee vermorsel. Kom aan ouens. Probeer vir 'n oomblik dink dat jy daai is my grootste uitdaging, want ek is doodbang vir 'n slang. Ek kyk eers op TV na 'n slang. Hy doen nie daai goed nie. Sy naam begin met 'n S soos Satan. Ek glo hulle is neefies. Maar ek doen nie 'n slang nie. Maar weet jy wat? Ek weet dat wanneer God in my is, en ek weet nie of ek dit al met julle gedeel het nie. Klomp jare terug was Aubrey, my varkond, nog jonk. En my vorige een is so 'n jaar voor hom dood, hartaanval in my arms. So ek was so erg oor die hondjie dat niks met hom moet gebeur nie. En ek hoor hy gaan mal en hy's al in die ronde. Nou dit is maar 'n varkond se ding, so dit was nie iets snaaks nie. En ek kom agter, nee, maar hier is iets anderste. En ek loop uit. Dus hy besig om 'n slang te stop wat op pad is in ons huis in. En tot vandag toe weet ek nie hoe ek, of met wat het ek dit gedoen nie, maar ek het die slang doodgemaak. En toe ek besef wat dit is, toe skree ek vir my Zaan, toe moet sy hom oor die draad gooi. Maar ek het een ding besef in die oomblik, toe daar nood is, het ek opgestaan sonder om te kyk na wat dit is. Jy sien, hoeveel van ons het dit al gedoen vir ons geliefdes? Jy dink partykeer, nee, ek kan nie. Maar wanneer nood regtig daar is, wanneer die bedreiging daar is, doen jy goed wat jy nie weet hoe nie, jy nie verstaan nie. Ouens, moenie jou kop daaroor breek nie. Ek het geen slaaplose nagte oor daai slang hoe ek hom doodgemaak het nie. Ek sê nie, dankie Here, hy het nie by my hond of in my huis gekom nie. Want jy sien, buiten dat hy my hond kon pik, kon hy my vrou of my kinders gepik het. En as dit net 'n ou molslangetjie was dit 'n ander ding, dit was 'n geelslang. En ek het net besef, op daai oomblik sê ek, Here, ek kon net weer teruggeloop het, maar die dringendheid van wat ek ervaar het my uitgevat. As jy die dringendheid van die Heilige Gees ervaar, ons moenie terugloop nie. Moenie gaan staan of die deur toemaak nie. Wees gehoorsaam aan wat God vir jou wil sê. As die Here wil hê dat jy vir jou man of vrou moet bid, ek weet nie hoekom nie, julle moet my reghelp, miskien het julle dalk 'n baie meer intense ding, maar ons dink baie keer, ons ken ons eggenote so goed, ag, dit gaan nou stupid lyk as ek nou my salfolie vat en nou kom salf ek. As die Here vir jou wys om jou geliefde te salf en vir hom te bid, is daar 'n rede. Want jy sien, die Heilige Gees waarsku jou. Daar's 'n rede waarom hy wil hê, jy moet hom toemaak. As jy iets in jou huis, wat jy voel, wat baie belangrik is, baie mense gebruik elke dag in hulle huis nagmaal. Ek wil vir jou sê, 'n ding wat in elke huis 'n ereplek moet hê, is hierdie. Nie oor wat dit is nie, maar om een of ander rede het salfolie 'n manier om jou goed te laat doen, wat jy net voel, jy het grondgebied. As my kinders nie lekker was nie, het ek hulle kussingslope gesalf, en ek het net die vrede van Jesus geroep oor daai kinders. As hulle uitgeact het ek gewag tot hulle slaap, te gaan salf ek hulle. Môreoggend sal hy net sê, ek sien pa was in my kamer. O ja. As dinge tussen jou en jou man of jou vrou nie is soos dit moet presies wees nie, miskien moet julle begin om mekaar te salf.
as daar daai ietsie is wat net nie meer so glad is nie, begin om hulle te salf. En as jy vir my sê, weet jy wat, dit werk nie, hoe dit werk. As 'n reël elke week salf ek my deurkusyne by ons voordeur. Want jy weet nooit wie in jou voordeur inkom nie. En 'n paar jaar terug is daar 'n opdringerige persoon wat nou vir my 'n boekie wil kom verduidelik. En hy wil nou vir my vertel dat sy geloof maak meer sin as myne, maar hy weet nie wie ek is nie. En hy het ook seker glad nie verwag nie, want ek het plakkies en 'n PT-broek en 'n stikkende hemp, want ek was besig om tuin skoon te maak. Maar so kom hy tot in my deurkusyn en daar bly hy staan. Ek sê, kom in. Nee, hy gaan net hier staan. Ek sê, ek praat nie met ouens in my deur nie. As jy met my wil gesels oor wat in jou boekie is, dan kom jy in my huis in. En ek wil vir jou sê, hy het in my huis ingekom, hy het gaan sit, en daai ou het nie geweet waaroor om te praat nie. Hy kon nie sy nood kry nie, hy kon nie sy sin nie, hy het eintlik maar net gebrabbel. Maar toe hy klaar is, toe gaan haal ek my Bybel te sê, jy het jou kans gehad, nou is dit myne. Ja, maar ek sê nee, jy het jou kans gehad, nou moet jy net stil bly, want jy het al hierdie goed gesê, uit kontens uit. Kom ek gee vir jou in kontens wie Jesus is. Jy sien, die seun van God, doen goed wat ons nie kan verstaan nie. Jy sien, ons sing 'n liedjie oor die bloed van Jesus. As jy nie in die bloed van Jesus Christus glo nie, hoe kan jy sê jy is waarlik vry? Hoe kan jy sê jy is waarlik 'n gelowige? Hoe kan jy sê jy is 'n kind van die Allerhoogste? Want dit is sy bloed wat ons skoon gewas het. Dit is sy bloed wat ons vrygemaak het. Maar jy sien, ons hart loop weg, want hoekom? Ons het onsekerheid van wat hier binne is. Hierdie moet iets beteken. Hierdie moet nie net nog 'n boekie wees nie. Dis waarom ek en jy nodig het om hierdie boek te bestudeer en om lewend te maak in ons, om te weet dat die woord van God ons waarlik vrymaak. Nie wat mense vir ons sê nie. So ek wil vanoggend jou uitnooi om vanoggend net daardie een ding vas te maak. Om vanoggend vir jouself met oortuiging te kan antwoord dat jy waarlik die Heilige Gees teenwoordig het in jou. Dis al. As jy nie 100% oortuig is nie, gaan ons vanoggend vra dat Vader jou sal oortuig met sy Heilige Gees. Nie van nie, met sy Heilige Gees. Jy sien, daar's 'n verskil. Dit gaan nie vanoggend oor hoeveel tyd ons het nie. Dit gaan oor hoeveel tyd ek en jy het. Hierdie kan ons tyd wees om werklik Jesus te ervaar, of dit kan ons tyd wees om weer eens uit te mis. En ek is jammer. Ek het te lank in my lewe uitgemis, omdat ek 'n kritiese oog gehad het. Omdat ek gedink het, mense wat voorgee. En toe besef ek net, hulle gaan nie vir my daar staan nie, en ek nie vir hulle nie. Dis ek alleen wat voor God gaan staan. En moet regverdig, het ek gedoen wat U my gevra het. Was siele my eerste prioriteit? Of was Paul my eerste prioriteit? Kom ons sluit ons oë. Terwyl ons oë toe het en net stil raak voor die Here, wil ek jou vanoggend vra as jy vanoggend daai teenwoordigheid smag, wil ek jou nooi om saam met my te staan. Ek gaan jou nie laat vorentoe kom nie, want dit is nie my werk om te doen nie. Maar ek wil net nie hê dat enigiemand vanoggend sal uitstap sonder die Heilige Gees nie. En ek wil vanoggend vir jou sê dat
as iemand vir jou gesê het jy het dit, en jy dink jy het dit, weet jy het dit nie. Want jy sien, die Heilige Gees is 'n persoonlike oortuiging. Die Heilige Gees is so intens. Dit gaan nie oor wat iemand sê nie, dit gaan oor wat ek ervaar. Sien daai mooi liedjie wat nou wat ons gesing het, ook kom Heilige Gees. Ek wil vanoggend wil ek vir jou sê dat ons vanoggend net daai besluit kan neem om te sê, Here, kom Heilige Gees. O, kom Heilige Gees. Yes, Jesus. Vader, ons nooi vanoggend net U Gees. Here, ek bid vanoggend, Here, dat as daar enigiemand vanoggend is wat smag na U Heilige Gees, dat U vanoggend hulle sal bederf met U Gees, Here. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat hulle vanoggend sal ervaar hoe U Gees net so oor hulle kom, Here. Ek bid, Here, dat hulle vanoggend sal weet, Here, dat U Gees teenwoordig in hulle is. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat daai verwagting wat ons as U kinders het, Here, Here, dat U nie net vir ons die verwagting gee nie, maar so ver bo dit. Here, dat ons werklik in verbasing vanoggend sal staan om te sê, Here, ek kan nie glo dat dit so maklik was, as om net te vra, Here, kom o Heilige Gees, kom vul my nou. Here, en ek bid dit nou, Here, dat U Gees nou manne en vroue sal vul, Here. Vader, dat U hulle sal vernuwe, Here, dat U hulle sal laat opstaan, Here, dat hulle sal besef, ek is meer as 'n oorwinnaar. Vader, ons vat vanoggend wat U woord vir ons sê, nie wat die wêreld sê nie. Vader, ons vat oorwinning in omstandighede. Ons vat genesing oor dit wat ons nie verstaan nie, Here. Vader, al is ons fokus vanoggend om net ons innerlike genesing te gee, Here, dan vat ons dit vanoggend, sodat ons U teenwoordigheid in ons kan ervaar. Ek bid dit nou, Here. Ek bid dit nou, Here. In die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. O, dankie, Here. Dankie vir wat U doen, Here. Dankie vir wat U doen, Here. O, Here. Ek staan vanoggend voor U en ek bid net, Here, Vader, dat U ons soveel guns sal gee in elke besluit. Here, in elke optrede, Here. Ek bid vir die huisgesinne waar siekte die huis plat het. Ek kom vanoggend teen daai siekte in die naam van Jesus Christus. Here, as ons net luister hoe hulle sê hoe al die hospitale oorvol is met al hierdie virusse en goed wat aan die gang is. Ons kom vanoggend, Here, as U kinders en ons spreek lewe oor hierdie land, Here. Vader, ons spreek lewe oor dit wat aangaan, hierdie storms, hierdie verwoesting wat daar is, Here. Vader, ek bid, Here, dat dit ons prioriteit sal wees, om te kan begin instaan vir ons land, vir die wat op die oomblik deur krisisse gaan, dat hulle sal ervaar hoe die Gees van God hulle kalmte, vrede en rustigheid gee. Vader, is ons gebed vanoggend in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ek wil graag net met julle dit deel vanoggend. Moet asseblief nie môre aand 6:00 uitmis nie.
Ons het so 'n bietjie in die week by mekaar gekom en bietjie gesels. En weet jy wat ons almal se uitroep is vir dit wat in ons land aan die gang is? Ek het baie familie in die Wes-Kaap en in die Kaap. En ek wil vir julle sê, julle verstaan nie wat se houe daai mense vat nie, die skade wat daar aangerig word, die vrees wat daar is nie. En ons het net in eenheid ervaar dat ons 'n uitroep wil maak oor ons land. En ons het dit uitgesit vir al die kerke waar ons kon. Op elke platform het ons dit uitgesit. En die enigste plek waar dit eintlik kan huisves, en Wikus het so mooi hart gehad, dat hy onmiddellik gesê het, asseblief, so ons gaan môre aand om 6:00 by Nuwe Lewe by mekaar kom. En ouens, al wat gaan gebeur, ons gaan bid vir ons land. Ons gaan as gelowiges in eenheid by mekaar kom, en ons gaan die naam van Jesus Christus aanroep. Want ons weet, dat hy sy hand oor die land kan bring. Dat hy daai storms tot bedaring kan laat kom. Dat hy 'n uitweg sal gee vir daai wat alreeds alles verloor het. Ek weet nie of julle die nuuswerke volg, hoeveel plekke geheel en al onder water is. Mense het hulle livelihood verloor. Weet jy, en ek sit terwyl ek van hierdie goed kyk ek in my huis rond en ek dink, Here, partykeer dink ons het so min. Maar ek wil volgend vir jou dit sê, maar as dit alles weg is, wat dan? Al wat ons vra vir die gelowiges van hierdie dorp, is dat ons werklik kan staan in wie ons is, as kind van God, om maandag in eenheid te gaan staan, hande te vat en sê, Here, ons kom hier van die Noordwes en ons bid oor elke area, hierdie verwoesting, hierdie storms, hierdie uitdagings, dat U daar 'n draai sal maak. Jy sien, want die belangrikheid van wie ons is wanneer ons in die bres tree en sê, Here, gebruik my. So ek wil vir jou sê, as jy al ooit 'n halfuur uitgekoop het, wat vir die moeite werd sal wees, sal dit maandag wees. Daar gaan nie 'n diens of 'n iets wees nie. Ons het gevra dat al die predikers daar sal wees, dat ons in eenheid saam kan bid, saam met ons gesinne. En hierdie is ons gesin. Want besef julle wat sal gebeur, as manne en vroue van God, begin hande vat in 'n saak. So ek nooi julle uit maandag, al mis jy enigiets anders, dan moenie dit mis nie. Want ek wil vir jou sê, die Bybel wat ek lees, en wat ek glo en wat ek vertrou, sê vir my, gebed verander sake. En waar 2 of meer by mekaar kom. Nou kan julle dink, as hierdie dorp by mekaar kom. Ek weet nie van julle nie, ek is al so opgewonde, ek kan nie wag vir maandag nie. Jy gaan nie glo, dan kom klein gelowige mense en hulle ou stuur vir my 'n boodskap. Dink jy regtig mense gaan die koue kom? Ek het begin tik en toe besef ek, Here, ek is jammer. Toe delete ek, en toe delete ek maar sy boodskap ook, want ek is bang ek lees dit weer. Jy sien, hoe meer jy 'n negatiewe ding lees, hoe meer raak jy negatief. Dis waarom as iemand iets negatief op my blad sit, delete ek hulle. Nie die ding nie, ek wil delete die mens, want ek het nie negativiteit in my lewe nodig nie. Dis jou keuse. Ons wil die hele tyd praat van al ons platforms, maar ons laat al hierdie nonsens toe. Dis waarom party van daai nonsens deel word van jou. Dinsdag aand is ons laaste woordstudie vir hierdie kwartaal,
voor ons afsluiting. Dis 'n intense aand, moet dit nie mis nie. Ek het vanoggend vir die ouens daar binne gesê, ek dink nie ouens besef waarmee ons partykeer toegerus word. Nee, nie partykeer nie. Waarmee ons toegerus word op 'n Dinsdag nie. Jy gaan uit met woord, jy gaan uit met waarheid, sodat jou week makliker kan wees. Dis wat die woord van God vir ons doen. Dan ons jeug glo ek het gaan afsluit of besig om af te sluit, weer is nou eksamentyd. En ons wil graag hierdie Sondag wat kom, wil ons 'n tydjie gee vir al ons kinders vir die eksamen. Waar ons as gemeente net oor hulle kan bid en hulle toemaak. Baie van die ouens het al reeds begin. Ouens is so belangrik. As ons nie vir ons jong mense bid nie. As jy dink jy het uitdagings gehad as 'n jong man, ek het amper op my rug geval toe ek hoor van die goed wat by skole gebeur. En ek het gedink ons was in 'n rowwe skool toe ek jonk was. En nou besef ek was by 'n modelskool. Dinge gebeur met baie jong kinders wat glad nie moet gebeur nie. En ons kan die verskil maak. So ek wil vanoggend afsluit daarmee om net vir julle te vra, kom ons staan saam. Kom ons vat hande. Onthou ons Vadersdagdiens, 2 Sondae van nou, ook ons nagmaaldiens. Wil ons vir Vader dankie sê vir die voorregte wat ons as papas het. En ek wil jy moet baie mooi hoor vanoggend. Dit gaan nie oor hoeveel kinders jy het nie. Dit gaan oor die geestelike pa wat jy is. Ek dink baie ouens mis dit. Ek en die kinders, ek hoef nie daar te wees nie. As jy nog nie kinders het nie, is ek bekommerd. Want jy moet geestelike kinders hê. Jy sien, ons het baie keer die voorreg om meer te doen vir geestelike kinders as baie keer vir ons eie kinders. Kom ons maak 'n verskil. Kom ons bid vir ons kinderkerk. Ons het 'n groot verwagting. Ek en Mizaan sit met 'n ding wat ek weet nie wat om vir julle te sê vanoggend nie. Miskien omdat ons so lank gewag het. Julle wat van die begin af hier is, wat gesien het vir hoeveel jaar het ons gestoei net om 'n kinderkerk op die been te kry weer. Maar kom ons bid dat die Here werklik 'n uitstorting hier langs aan sal hê. Want besef jy wat gaan in ons huise gebeur as ons kinders daar uitkom, absoluut toegemaak onder die Gees. Radikale wonderwerke. Amen. Pieter, ek gaan jou vra, sal jy vir ons afsluit asseblief? Baie dankie. Vader, dankie dat ons hierdie oggend kan afsluit in U naam. Dankie vir die woord wat na ons toe gekom het. In gehoorsaamheid wil ons hier uitgaan en sê, Here, wees met ons. Heilige Gees, vul ons in hierdie week en staan ons by en dra ons elke oomblik en seën en versterk ons elke